toe Dani nou vir my gister, hy gister WhatsApp en my sê, hy het verskriklik baie pyn en hy weet nou nie, hy sê, jy moet maar iets, berei maar iets voor, maar ek dink ek sal môre reg wees, en gister aan, toe dan weet hy vir my te sê, nee, hy het nog baie pyn, maar hy het nog hoop, maar vanoggend sien ek nie, want dit is nou maar so, maar dus gister is ek op die plaas, en ek het 'n boorgat geboor, 100 meter, niks water het. En as dit staan nou vir 2 weke, gister toe ek die water meet, 29 meter van bo af. En sit 'n pomp, ek het net 'n 50 meter pomp daar, so ek en Matthys, en ons sit die pomp in, en ons pomp 20 minute, dan begin hy lugsuig, los om 'n tydjie, dan pomp ons weer, so daar is water. Nou is dit net hierdie week 'n 100 meter pomp, en dan kyk ons, maar wat die hele ding my een vriend sê altyd, ek het ook altyd die raw side of life, meeste van die kere, ek moet eers die sukkel gedeelte kry, dan kom die gedeelte van die oorvloed. Maar terwyl ek daar toe ons geboor het, nou by my op die plaas is swak sein, die enigste plek waar ek regtig sein het, is ek op my kombuis se dak klim. Dat ek die beste sein wat ek kan bel, en ek sit daar op die dak, toe ons boor, nou hoor ek in my kop, sê die Satan vir my, jy sê hy is 'n pa wat vir jou voorsien, jy vertel dit vir ander mense, kyk nou. Maar in my hart, is hy liedjie van, Blessed be the name of the Lord. Dit kom net in my hart op, al kom hierdie gedagtes, en hy sê ek weerstaan jou duiwel, en hy praat aan mekaar, kom hierdie liedjie net harder in my hart op. Ek sing dit nie self nie, ek creëer dit nie, dit kom net daar, dis daar. En toe as ek nou sing, I'm no longer a slave of fear, I am a child of God. En dis wat gister baie deur my kop gegaan het, en ek wil begin met Exodus 29, van vers 42 tot 46, Exodus 42, ek sê Exodus 29 verse 42 to 46 Bianca. As jy, dit moet 'n voortdurende brandoffer vir julle geslagte wees, by die ingang van die tent van samekoms, voor die aangesig van die Here, waar ek met julle sal saamkom en daar met jou spreek. En daar sal ek met die kinders van Israel saamkom, en die tent sal deur my heerlikheid geheilig word. Dis baie belangrik, die tent sal deur God se heiligheid geheilig word, nie deur wat hulle gebou het of enigiets nie. So sal ek dan die tent van samekoms en die altaar heilig. Ek sal Aaron en sy seuns ook heilig, om vir my priesterskap te bedien. En ek sal onder die kinders van Israel woon, en vir hulle 'n God wees. En hulle sal weet dat ek die Here, hulle God is, wat hulle uit Egipteland gelei het, om in hulle midde te woon. Ek is die Here, hulle God. En dit is my verskriklike ding, toe ons het nou weer sing, hy is die een wat die see oopmaak. Hy is die een wat enigiets kan doen. Maar hy is die een wat my heilig word. En die Satan sal baie keer vir jou sê, ja, jy is skynheilig. Jy is so 'n gedeelte van lig in jou, maar die res is net duisternis. Want kyk wat dink jy? Kyk hoe reageer jy baie keer teenoor mense? Kyk, hoe is jy? Die Satan bou jou mos nooit op. Hy breek jou mos af, dis sy werk. As hy jou opbou, moet jy weet, die leuen is daar. Hy gaan jou kom vernietig. Dis wat hy doen. Maar God is die een wat ons een kan sit. Dit is my so mooi, die woord wat hy gebruik vir heiligheid, as hy in Petrus skryf, hy sê, julle is heilig, you are holy, hy sê, jy is een kant gesit vir God. Jy is weg van die wêreld, jy is een kant gesit, jy is geheilig deur God. Want waar het ons heiligheid plaas, of is heiliging plaasgevind? Op die kruis. Dit wat Jesus gedoen het vir ons, die volle prys is betaal. En ons weet dit, ons sê dit so baie vir onsself, maar is dit regtig in my wese, dat die volheid, alles wat Christus gedoen het, hy het alles gedoen, as niks wat ek nog kan doen. Ons het so baie keer self-effort van,
ek moet nog 'n bietjie harder, ek moet nog 'n bietjie meer. Miskien moet ek net 'n bietjie meer buig en sê, Here, dankie dat U dit alles vir my gedoen het. Dankie dat ek totaal al net kan oorgee in die heerlikheid. Daardeur sê ek nie, want geloof is 'n aksie ding. Geloof is nie net hoe hard ek glo in die binne in my nie, dis ook 'n aksie. Ek moet geloof in aksie sit. As ek soos byvoorbeeld die boorgat. Nou kan ek hom, hy was nou droog, ek kan hom net gelos het. Maar my God het gesê, hy sal vir my voorsien. Hy het vir my gesê, ek moet spaar om te boor, so ek moet hom vertrou. Gaan ek nog 'n ander boorgat boor? Ja, verseker. Ek spaar. Dan doen ek dit, want ek vertrou my Here. Hy sal vir my voorsien. Dit wat hy vir my beloof het, wat moet gebeur op my plase, sal God voorsien. Maar ek het ook 'n deel daarin. Ek boer, maar ek boer saam met God. So, ek moet totaal aan oorgee. En sê, Here, kom ek gee julle 'n voorbeeld met julle wat nou, ons het gelukkig nie jakkalse en prys die Here daarvoor. Ons het net draai jakkalse by ons, want as jakkalse by ons moet kom, dan weet ek nie hoe ons sal met 'n hele ander front veg. Maar ons het baie rooi katte. En as ek bedoel baie, dan bedoel ek baie. Daar's baie. Ek sien gereeld die spore in die veld en hulle is daar. Die eerste jaar het 'n rooi kat 2 van ons lammers gevang. En die eerste reaksie by mense is nou moet jy hokke stel en alles. En gelukkig, alles wat ek gekry het op die plaas is baie verval is oor die hokke het eens gewerk en ek sit eendag daar op die plaas en die Here sê vir my, vra van my. En ek dink, ek besef maar, ek het nooit vir die Here gevra nie. Ek sê, Here, sluit elke ondier se bek op hierdie plaas. Hulle sal steenbok se lammers vang, hulle sal al goed, maar sal nie my skaap vang nie. En van daai tyd tot nou is nog nie een lam op ons plaas gevang van hulle kant. Nog nie een. En ek kan vir julle wys want ons tel ons lammers. En as daai een vrek, dan wil ek weet hoe my gevrek, ons sny hom oop en ons kyk wat is fout. Nog nie een is weer gevang nie. Ons kry nie wat ons vra nie. En dis my fout. Ek vra nie die Here elke dag, Here, wie is deel daarvan nie. Ek baie van goed begin deur wat God wil met krag deur ons werk. En dan dink ek, maar as ek wil loop, dan besluit ek wil loop. Heel eerste. Tweede ding is, ek sit krag daarin om te loop. Ek gebruik energie om vorentoe te gaan. God het alles deur Jesus gedoen en God wil met krag deur ons werk. Maar ons kan hom keer. Ek kan, as die Here vir my sê, Johan, gaan bid vir iemand wat blind is, dan kan ek dit stop. En ek kan dit baie vinnig stop. En ek kan sê, Here, sê nou maar die ou sien nie. Klink dit bekend? Of die Here sê vir jou, maak soos Jesus, spoeg in die man se oog. Sê, Here, nee, as ek aan die man se oog spoeg, wat gaan nie? Nee, wat gebeur? Ek sê nou net vir Dana, ek het dit heeltemal vergeet, maar ons praat van iemand wat skeel is, en ek het so 'n paar jaar terug, bring 'n onderwyseres se seun na my toe, en hy is verskriklik skeel, regtig, jy weet nie, as hy vir jou kyk, weet jy nie waar om te kyk, jy weet nie wat 'n oog om op te fokus, want sy oog spring ook, maar dit is so, oor mekaar. Hoe daai kind kon lees, is net ek weet nie hoe dit reg kan nie. Gesukkel ook op skool, want hy, die onderwyseres bring hom na, hy is in die hoërskool. Sy bring hom na my toe, sy sê maar, sy het 'n kursus bygewoon wat ek aangebied het, sê maar, ek moet vir hierdie kind bid. Nou, dan kom ek hom na my toe, ons sit saam, ons bid, en sy hele voorgeslagte is oorgegee aan toordery. Sy ouma is 'n toordokter, hy het groot geraak in toordery, in die Xhosa kultuur, is deel van alles wat hy doen. Hy was op pad om die volgende toordokter te wees. So hy kom in hierdie kultuur. En al wat ons doen, is ons bely, sê vir hom, dis jou lewe. Jy kies, dis nie my keuse nie. Dis ook nie my demone nie, dis jou nie. As jy hulle het, dis nie myne nie. So al wat ek doen, ek stem saam met jou, en dan as hy is, as hy ons wat hulle moet gaan. En hy sê, maar hy wil klaarmaak met dit. Net al sy, toe hulle ons begin bid, begin hy al die goedetjies afval. Hulle dra maar so 'n safety belt, julle sal sien, so om hulle middellyf,
Jy gewoonlik sien dit was toegemaak onder die klere, haal hy ding af, sit dit neer. Ek sê nie vir my moet afhaal nie, terwyl ons bid, begin hy al die goed afhaal. Toe weet ek, hier is die Here besig met iets, want hy doen dit uit sy hart. Dit is nie ek wat vir hom sê hy moet doen nie. En die Dinsdag bel sy onderwyseres my, en sy sê, ek moet na die skool toe kom, die kind. Nou dink ek, nou ry ek na die skool toe, en dan dink ek, o, Jesus, wat het nou gebeur? Is die kind nou heeltemal, wil hy selfmoord pleeg? Dit al die negatiewe goed kom eers in my kom. Toe ek instap by die skool, hier stap hy na my toe, maar ek herken hom nie. Want sy oë is reg. Die onderwyseres sit hy en sê vir Johan, kyk sy oë is reg. Wat het jy gemaak? Ek sê, niks gemaak nie. Ons het net gebid. Ek het nie eens gebid vir sy oë nie. Ek het glad nie vir sy oë gebid, dat hy moet maak die Here sy oor. So, die vyand het 'n invloed op ons lewens. Party van ons maak hy fisies skeel, ander maak hy dat ons geestelik skeel kyk. Ons kan nie die waarheid van God sien nie, ons hoor die God se stem nie. Hy is besig om vir ons te lieg, die hele tyd. En hy praat met ons. En baie keer luister ons meer na hom as wat ons na God luister. Man, jy sê hom nou verskriklike goed, maar dis die waarheid. Ons gryp gouer die negatiewe dinge van die vyand as ons die waarheid van God doen. En dan hardloop ons met dit en ons lewe dit. Dis die gevaarlikste ding. Ek het hier 'n ding geskryf, gister het ek nou so moet dink aan goed as te sê, most Christians want to do things and ask God to bless it. So ons doen self die ding en dan vra ons die Here seën dit. Dit is eintlik wat ons sê is Lord bless this mess. Dis wat ons doen. We actually want to do our will in the name of Jesus. Ek wil eintlik my wil doen in die naam van Jesus. Here, maak soos ek dit wil hê. Here, seën my, want ek het daai keuse gemaak. Maar ons wil nie stil sit en hoor by die Here, Here, wat wil U hê moet ek doen? Hoe wil U hê moet ek hierdie saak hanteer? Hoe wil U hê moet ek hierdie ding hanteer nie? Ek wil dit hê soos ek dit wil hê. En ek wil vir julle 'n gedeelte lees in Efesiërs 1 van vers 9 tot 14. Ek gaan dit nou in Engels lees, in die New Living Translation, sê die volgende. Ephesians 1 verse 9 to 14. God has now revealed to us His mysterious will regarding Christ. Baie mense vra altyd vir my, wat is die wil van God? God het 'n mysterious will. En hierdie mysterious will is according to Christ, is revealing wat Christ wil doen. Which is to fulfill His own good plan. Hoor dan, nie bad plan nie, good plan. And this is the plan. At the right time, He will bring everything together under the authority of Christ. Everything in heaven and on earth. Furthermore, because we are united with Christ, daar's alweer die sleutel. Because we are united with Christ, we have received an inheritance from God. Ons almal wil erf. Dit is lekker om te erf, né? Ons het die inheritance van die koning van alle konings, die paas van alle paas. En hy verseker nie wat God wil doen. Ons het daai inheritance from God. For He chose us in advance, and He makes everything work out according to His plan. Nie my plan nie, His plan. God's purpose was that we Jews, who were the first to trust in Christ, would bring praise and glory to God. And now you Gentiles, dis almal van ons, né? Also heard the truth, the good news that God saved you. And when you believe in Christ, He identified you as His own by giving you the Holy Spirit, who He promised long ago. The Spirit is God's guarantee that He will give us an inheritance He promised, and that He has purchased us to be His own people.
He did this so that we would praise and glorify Him. Alle omstandighede moet ons alle eer en alle lof aan die Here bring. Nie net deur wat ons sing of deur wat ons sê nie, maar deur ons wese. En al is die wêreld teen ons, al boor jy 'n boorgat en as geen water nie, staan jy op die naam van die Here. Al doen jy enigiets en dit lyk, jy bid miskien vir 'n persoon en dit lyk daar gebeur niks, staan jy op die promise of God. Jy vat dit, die woord van God, en dis die waarheid. Jy vat dit en jy vertrou in dit. En 'n belangrike ding is, omring jou met gelowiges. Ek het nou gesien met hierdie hele ding wat ek nou deur is blaai, wat ons die boorgat boor. As jy die gelowiges om jou het, dan is dit die ouens wat vir jou sê, sit 'n pomp in. Moenie twyfel nie. As jy die Here gevra het dat hy beloof, doen dit. Stap in geloof. Doen daai ding. En ek wil julle aanmoedig, maak nie saak waarmee jy struggle nie, maak nie saak wat daar is in jou lewe nie, stap vorentoe. Al sukkel jy, sit jy met 'n groot wolk van depressie om jou en jy dink ek kan nooit hier uitkom nie, ek sal nie, dit alles is net diep duister, en onmiddellik toe ek dit sê, toe kom hy Psalm 40 vir my op wat daar sê, ek voel ek is in 'n donker put, maar God sit my voet op 'n rots en hy haal my uit. Dis wat die Here doen. Maar ek het ook 'n stap om te gaan en te sê, Here, hier is ek. Ek gaan nie meer op my eie veg nie. Ek gee dit oor vir U. En ons dien 'n righteous God. 'n God wat nie lieg nie. Hy is die waarheid. Partykeer voel dit vir ons maar mense loop oor ons. Partykeer voel dit vir ons is van niks. Maar ek is alles deur God. Alles deur wat hy vir my gedoen het aan die kruis. En ek moet dit vasvat. En partykeer is dit so donker, is my so lekker daar op die plaas. Ek is 'n kind van die lig, maar partykeer is dit nogal goed om donker te beleef in jou. En as daai huis is 'n ou huis, hy het skou hortjies nog aan die binnekant, so 'n klap, as jy hulle toemaak, as dit pikdonker. Jy kan nie jou hand so voor jou oë sien. Vir die kinders is dit nogal, toe ek klein was, is dit nogal scary. Dan dink ek, Jessie, nou hoor jy mos, as dit donker is, hoor jy mos dinge wat jy nog nooit voorheen gehoor het nie. Jy hoor mos selfs, ek wil amper sê, 'n spinnekop loop, so bang, dat dit werk, alles in jou hart. Maar nou, dat ek by Jesus is, en ek weet, ek is beskerm deur hom, nou is dit vir my so lekker, maak hy hortjies toe, dis pikdonker in die huis. En dan lê ek dan, en ek keer die duisternis omring my. Maar as ek nou die lig aansit, is hy duisternis weg. Pikdonker, ek kan nie voor my sien nie. Maar kan die kleinste dingetjie aansit, die kleinste flitsie. Jy kan mos daai flitsies wat jy so pomp, dan jy werk met 'n klein batterytjie wat jy nou so moet opwen. Die kinders speel daarmee, speel hulle net 'n week en maak jy net so. Maar as jy daai ding, jy is so flou, ag maar jy het so een LED'tjie, jy kan, as jy moet sien, kan jy seker 10 cm ver lig. As dit so pikdonker is, jy sit hom aan, as dit so, dan maak jy net jou oog sien. So helder is hy lig. Nou baie keer voel ons as gelowiges, my lig beteken niks. Kyk wat wie sê. Kyk wat sy foute het. Jy is 'n lig in hierdie duister wêreld, deur God aangestel. Ek bid een slag vir by die skool in die Kaap, bedien ek daar, en daar kom 'n seun na my toe, en hy is 'n satanis. Almal weet dit in die skool, toe hy nou uitkom, toe kyk almal se oë net so groot, almal is bang vir my. Hulle sê vir my, maar hy gaan vreeslike goed aan my doen. Nou sit en praat ek met hom, ek soek my Bybel, want ek het hom in my sak daar, so ek haal hom uit, en ek sien die kind bewe verskriklik. Dis soos ek ken mos nou op die plaas, as 'n ding gif ingekry het, dan bewe hy mos ook so. Hy bewe net soos, ek sê hom later, jong, wat is jy as so 'n ding wat gif ingekry het? Hy sê, nee ek weet nie, maar as ek by hom kom, dan bewe ek verskriklik. Ek sê, kom kyk jy ookie vir my, jy sê, nee, ek kan nie omkyk hier, daar skryf 'n verskriklike lig uit om het.
Maar ek voel, toe ek daar moet praat met die hele skool, toe voel ek so klein. En ek voel, sê ek ooit die regte, verstaan julle wat ek doen? Jy voel altyd, is nie goed genoeg, maar daar skyn 'n lig uit ons uit. En ons besef dit nie. En die duisternis kan dit nie oorweldig nie, want die lig is Christus. Ek sal nooit vergeet, die eenslag in Bosnië, stap ek en 'n vriendin van my, Naomi, stap ons in Treblinka, en ons stap so in die straat, en die volgende weet ek net, hier is 'n evil presence. Nou daai hele land kom uit, is oorlog, en is dood, en jy beleef dit, en jy is so gewoond, ek het so lekker geslaap as hulle skiet, want jy raak so gewoond aan daai geweerskoot, en daai eerste nag kan jy nie slaap nie, daarna is dit, jy is gewoond aan, nou hoor jy, okay, dis 'n AK-47, jy is so gewoond raak jy aan. En ek en sy stap so in die straat, en ek sien, ek ervaar net hierdie, soos 'n duisternis wat na my toe kom, en ek begin net bid in Afrikaans, en ek sê, Here, U is groter in my, as hierdie ding wat nou na my toe kom. En die volgende oomblik staan daar so met so 'n lang swart jas, en hy hardloop, soos iemand hom so bejaag het, soos 'n hond wat hom jaag. En Naomi staan langs my, sê, Johan, what just happened now in the spirit realm? Toe beleef sy dit, hoe die duisternis kom in die lig, of teen mekaar. Die duisternis het dit nie oorweldig nie. En daar het ek gesien, ek en Louis Brits, ons tree die aand in daai selfde dorp Treblinka op. En ons sing, nog baie Engelse liedjies gesing, en 'n paar Serbiese liedjies wat ons nog vir Louis geleer het. Maar een van die liedjies wat ons sing is, Bring die koning terug, in Afrikaans. En toe ons dit in Afrikaans sing, manifesteer daai mense soos jy nog nooit kan doen. Gees het nie 'n taal nodig nie. Gees weet wie jy is. Die vraag is, weet ons wie ons is? Weet ons wie ons is in Christus? En dis my uitdaging aan elkeen van ons, is om te gaan stil raak by die Here, en dis in die skrifte te vat, daai skrif sodat ons nou gelees het in Efesiërs 1, en dit gaan deel maak van ons wese, en sê, Here, ek is 'n kind van God. Maak nie saak wat my omstandighede is nie, maak nie saak hoe ek voel nie, ek kies die waarheid van God, en ek staan op daarvoor, en ek loop in hierdie duister wêreld. Want ons lewe in hierdie duister wêreld. En ek is nie 'n doemprofeet nie, ek lees net Openbaring. Dit gaan nie makliker raak nie, vir ons as gelowiges nie. Maar, hoe donkerder dit is, hoe groter is die oorwinning. Hoe groter die challenges, hoe groter is die prys en die glorie vir die Here, nie vir ons nie. En dan wil ek afsluit met dit, ek wil julle ook herinner. Baie keer gaan ons deur trials en tribulations, want ons bid dat mense gered moet word. Sê, Here, raak mense aan, ek bid vir hulle. Baie keer gaan ek deur tribulations, dat ander mense dit kan sien, om God te verheerlik. En as dit mense wat ek nie eens ken nie, en dan sien hulle of hulle hoor van wat die Here met jou gedoen het, en dan word God verheerlik. So, moenie jou oog van dit afhaal nie. Partykeer is ons so met onsself besig. En so, Here, maar hoekom? As jy gaan kyk na die apostels, gaan lees hoe hulle gesterf het. As net een van hulle, Johannes, wat 'n hoë ouderdom behaal het. Die res is almal wreed doodgemaak. Ek is 'n disipel van God. Ek wil die blessings hê, ek wil al die mooi goeders hê, maar daai persecution, daai swaar kry, nee, Here, los dit maar vir die ander mense. Los dit maar vir die mense die toelaat, ek moet net nie vir my gee nie. Ek wil nie dit hê. So ek wil die uitdaag en sê, gaan ondersoek die skrif. Gaan kyk die waarheid van God. Vat die waarheid en maak dit deel van jou lewe. Jy bid al lank vir deurbrake. Dalk is deurbraak net so 'n meter van jou af. En jy het opgehou. Net daai eentjie. Gaan. Moenie ophou nie. Ek dink dis soos in my plaas. My plaas is 'n baie groot leerskool vir my. Ek het daar gekom, die mense wat nou al daar was, weet hoe my lyndrade, hoe dit lyk. Ek het 30 km draad wat ons vir hierdie jaar gespan.
Dit is verskriklik. Ek wil nie eens dink aan dit nie. Maar elke slag as ek daar ry, en ons daai stukkie opgebou, dan dink ek, prys die Here. Paar jaar terug het ek nie geweet hoe sal ons dit kan doen. Ek het nou 'n boorgat by my huis met water. Dis water wat ek nie gehad het nie. Prys die Here. Nou, wat is die volgende ding? En dis wat die volgende ding. Maar ek kan nou op sit het en sê, ek sal dit nooit kan doen. Ek is nie goed genoeg nie. Ek weet nie genoeg nie. Baie keer is dit goed om nie alles te weet nie. Jy moet baie keer blindelings in 'n ding ingaan. Maar ons is nie blind nie, want ons het Christus wat voor ons uitgaan. Ons stap in 'n plek en ek het baie lande ingekom wat ek nie 'n woord van die taal kan praat nie. En as ek in hy land en dan binne 6 maande gee die Here vir my die taal. Maar ek moes eers instap. Ek moet eers in hy land ingaan. En dan praat hulle, dan weet ek nie wat hulle praat nie. Dan dink ek, gaan ek ooit hierdie taal verstaan? En God is enig iets moontlik. Ons moet net oorgee. As jy wil, kan jy. Hier is so baie tale wat ek nog wil leer, want ek wil met mense in hulle taal praat. Ek hoef nie die taal te leer nie, ek kan dit uit boeke uit probeer, maar God gee tale. Gaan lees Handelinge 2. Gehoor hoe praat hulle, tyd gesê hulle is dronk, die ander gesê, maar ek hoor hom, hy praat in my eie taal. God gee. Ons moet net vra. En dink jy nou, as die Here iemand wil aanraak, hy kan in watse taal praat, as die Here hy persoon wil aanraak, sal hy hom aanraak in sy taal. In Engeland is ek eendag, ons het so 'n gebedsgroep, en ons bid in 'n vrou begin bid in 'n taal. En toe sy bid, nou kom ek uit Bosnië en ek hoor, wat is Russies? Luister mooi, nou ek verstaan dit. Sy bid in Russies. En daar begin 'n vrou onbedaarlik huil aan die ander kant. Dus dit 'n Russiese vrou wat net daai dag in daai meeting ingestap het. En daai vrou profeteer presies wat daai vrou mee struggle in haar lewe. Sy het nog nie 'n woord Russies in haar lewe gepraat nie. Sy bid net in haar taal. By God is enigiets moontlik. En ek sê hierdie goed want ek het dit beleef. En dit maak nie vir my meer spiritual as enigiemand anders of ek sweef hoog en ek het altyd net deurbrake in my lewe nie. Maar ek is net so enige mens. Ek het ook my twyfels. Ek het ook my bang raak. Maar dan moet ek met myself opbou met die waarheid. Liedjies sing oor en oor in my hart. I'm no longer a slave of fear, because I am a child of God. Ek moet dit vir myself vat en in my geloof opbou deur die waarheid van God te doen. Ons kyk te veel goeders en luister te veel ander stemme. Ek moet luister na wat God vir my sê. Ek moet luister na wie hy is en hom vertrou. Vader, ek wil bid vir elke broer en suster vir my in die naam van Jesus. En ek wil vra, Here, hierdie tyd wat nou voor lê, wil ek bid dat U waarhede, dat ons dit in ons harte sal vat, dat ons die skrif sal vat en dat ons elke woord sal deel maak van ons wese. As U sê, ek is U kind, niks sal my kan wegtrek van die liefde nie, dat ek dit sal vat, dat ek dit sal deel maak in my lewe. En Here, baie keer kom die vyand en hy kom lieg vir ons. Hy gaan nie ophou nie, dis sy werk. Vader, ons my gebed, dat ons in die waarheid sal wandel, dat ons sal deurbreek deur hy leuns van die vyand. Want ons is kinders van die lig, nie meer kinders van die duisternis nie. Ek prys U naam daarvoor. Dankie ook, Vader, dat as ons 'n ding vra in U naam, dan sal dit so wees. Ons loof U daarvoor. Want dit is U wil dat ons moet wees soos Jesus. That we should be Christ-like. Dis U wil. So dis maklik om dit te bid, Here. En my gebed is, Here, dat U elke gedeelte in ons lewens sal afval wat nie Christus is nie, maar dat die volheid van Christus net in ons lewe sal wees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.